Nadat alle prototypes in ag geneem is ons besluit op hierdie finale prototype vir die app. En alhoewel dit nou ingewikkeld lyk, sal ek gou maklik verduidelik met behulp van hierdie video. Die app se naam is Soekwerk24 en dit begin met 'n login en register page. So as jy nog nie gelogin het nie, dan registreer jy. Jy kan of register as 'n werknemer of 'n werkgewer. As jy registreer as 'n werknemer, gee jy al jou details in. Van hier af moet jy dan kies of jy werkgewer is, of jy werkgewer wil kies, of jy vir 'n bestaande werkgewer 'n rating wil gee. Van hierdie rating af, okay, dan gee jy tot hierdie punt. Dieselfde werk as jy 'n werkgewer is. As jy werkgewer is, dan kies jy werkgewer, jy sit jou details in, en dan kan jy kies as 'n werknemer, of om 'n huidige werknemer 'n rating te gee. As jy reeds 'n login het, dan gaan jy onmiddellik na hierdie stap hierso, waar jy kan kies of 'n werknemer of om 'n werkgewer of 'n rating te gee. Alright. Dan, so van hierdie opsie kan jy of 'n werkgewer of 'n werknemer kies, of jy kan 'n rating gee. As jy besluit om 'n rating te gee, gaan jy na hierdie volgende skerm toe. Jy sit die werknemer se naam in, en dan van daar af kom jy profiel op, en dan kan jy sterretjies vir hulle gee, uit wat ook al, dan kan jy save klik, en dan save jy dit. As jy nou kies werkgewer of kies werknemer, gaan jy na hierdie volgende blad toe. En hierdie twee blaaie gee dan 'n lys van verskillende opsies, verskillende werknemers indien jy 'n werkgewer is, en verskillende werkgewers indien jy 'n werknemer is. Hier is 'n sort funksie by elk, sodat jy kan sort salaris naby aan area of die rating. Van daar af kan jy op een van hulle klik, dan gee dit sy details vir jou. Van hierdie details is naam van kontak, die vaardighede, salarisse, ure en area ensovoorts. Dan kan jy kies ja of nee. So ja beteken jy's geïnteresseerd en jy wil meer en dalk 'n kontrak met hierdie persoon sluit. Nee, sien jy terug na jou oorspronklike kieslys toe. As jy ja gekies het, begin jy om 'n moontlike salaris aan te bied, die werksure en jou area. Klik jy send request, dieselfde werk met die werknemer. Dan gaan jy die bladsy na die reply skerm toe. Indien die persoon nee reply, beteken dit hulle is nie geïnteresseerd nie, en dan vat jy terug na hierdie skerm toe. Dan kan jy 'n nuwe werkgewer of 'n nuwe werknemer kies. Okay. As die persoon ja onmiddellik sê, ontstaan 'n kontrak en 5% gaan na die besigheid toe. As die persoon ook ja sê, maar hulle wil 'n counter offer instuur, dan kan hulle hierso 'n kans gee om hulle teen aanbod in te stuur. As jy hierdie teen aanbod aanvaar, ontstaan 'n kontrak, en as jy dit nie aanvaar nie, dan gaan jy weer terug na die oorspronklike kieslys toe. En dan van hier af eindig die app se program. As hy